gaan kyk storie vanaand is waar is die engine. Nou as jy nou die voorreg gehad het om ook in jou dae met 'n Volkswagen Kewer te ry, of ons het gepraat van Volksie, daar's mense wat gepraat het van die Beetle en dit is natuurlik 'n kar met 'n ryke geskiedenis. Ek kom uit 'n era uit waar ek die voorreg gehad het en ek wonder hoeveel mense kan dit sê dat hy 'n Volkswagen Kewer as 'n vervoermiddel gehad. Toe ek nou by die huis kom te staan, daar so 'n blou Volkswagen Kewertjie. Nou, is 'n wonderlike karretjie daai gewees. Hy was op die televisie gewees. Dit is 'n program met die hoekie vir eensames. Dit was hierso in die jare 80s wat ons van praat. En Afrikaanse program, ek dink dit was Toby Cronje wat ook daar gespeel het. En binne die volksie was daar op die agterste sitplek was daar 'n lewendige skaap gelaai. Nou, ek ken nou die storie nie. Maar so het ek al probeer om die spesifieke toneel op te spoor. Maar ek kon dit nooit kry nie. Maar die volksie het ek mooi gemaak, want ek het vir hom rimmetjies opgesit, of wieldoppies. Ek het vir hom spotlights soos gesê voor opgesit, en kyk as ek in die aand gery het, dat hy so die pad vir my wit gegooi. Ek het nog, ek het daar by die administratiegebou in Stellenbosch, so parkeer het ek die donderdag aand gaan parkeer, en dan stel ek my ligte, dat hulle perfect wys. En dat het vir hom mooi sitplek bekleedsels oorgesit, en ek het vir hom 'n fantastiese klanksysteem ingebou, so daai kewertjie was op sy kop gewees, en ek was baie trots op hom. Ons is 4 broers, ek is die oudste, en nou, ons oudste 3 is nou baie sport georiënteerd, en die jongste een is nou die kultuurman, hy is ook vandag 'n baie bekende omroeper op radio, en baie suksesvol, en hy was akademies geweldig sterk gewees, en so aan, so ons het in vele opsigte was ons jaloers op hom, maar daar was die een ding, wat ons meer van hom van geweet het as hy, en dit is van karre. Wat toe die spesifieke keer gebeur, nou is ons besig, ons hou nog ons vakansie daar in hulle kraaltjie, dis net voordat ek nou sou weermag toe gaan, en die volksie sou nou oorgaan na my jonger broer toe, en hy sou dan nou terwyl ek nou die weermag was, word toe nou sy kar, en dan moes ek nou verder vir myself sorg. Nou die spesifieke laatmiddag, nou sit ons daar buite, en hier staan my kewertjie hierso, en ons is nou besig om my jongste broertjie se siel so bietjie uit te trek. Ons vra vir hom alles van karre af. Hy sê nie, maar hy weet alles van karre af, en ons vra vir hom 'n klomp goed uit, en ons kom uiteindelik ook by die engine uit, weet of hy weet van silinders, en CC's, en van carburetors, en van brandstofinspuiting. Nou, ek kom toe agter, hy weet so hier en daar, dan is hy daarvan, is dan heeltemal en niks weet hy. Maar toe, ons nou uiteindelik die dinge so op 'n hoogtepunt is, en ons sien nou, hy is nou erg gefrustreerd met ons, omdat ons nou sê, hy weet niks van karre af nie, en ons weet nou alles van karre af. Toe sê ek van hom, maar toe, ek dink jy weet nie eens waar 'n kar se engine is nie. Hy sê natuurlik, hy weet waar 'n kar se engine is, en jy weet, nou sit ons 3 dae, weet ons is nou besig om in 'n stryk te lei, en ek sê van hom, maar toe, hier staan my volksie mos, wys vir ons waar is die engine, en daar stap die man, en hy het net so 'n knoppie gehad, dat hy gedruk het, ek dink jy kon hom sluit, maar hy gaan so, en hy druk die knoppie, dis nou die voorkant, as jy nou 'n kewer ken, dan weet jy wat nou gaan kom, en hy maak daai maar jy weet, hy's oortuig, jy weet, hy's sterk, hy gaan nou vir ons wys, hy weet waar 'n kar se engine is, hoe kan ons nou vir hom sê, hy weet nie, en daar stap hy maak die ding oop, en soos hy hom oopmaak, nou weet jy mos, wat jy sien, en hy sien ook, ons sit er daar, maar weet, nou kyk ons wat hy gaan reageer, want hy weet mos waar 'n kar se engine sit, en dis toe, hy net besef, maar hy is toe opkant gevang, 'n Volkswagen Kewer se engine sit agter, 'n normale kar se engine sit voor, of 'n sportkar se engine sit agter, maar nie 'n normale kar nie. En daar is hy toe vreeslik verleë, hy maak die engine kap toe, en hy sê daar so iets vir ons, en daar was die hele argument verby, en ons het nou vreeslik lekker gelag oor die storie, ons 3 broers, omdat ons nou vir hom so lekker uitgevang het met die Volkswagen Kewer, so weet jy waar Volkswagen Kewer se engine sit, natuurlijk sal jy weet, jy kom seker ook uit die generasie, dit is 'n wonderlike ryding gewees, maar as jy nie geweet het waar die engine is, dan was jy dalk in die moeilikheid. Nou ja, dis Vrydag.